opnuut die Heer se naam. Bring nou 'n lofgesang met eerbied, soos dit gehoorsaam is betaam. Net deur sy gedagte is die Heer by magte om te laat geskied. Wat hy doen duur ewig, vasstaande en stewig, soos hy dit gebied. Sy magte, wat baat die grootheid van sy leer. Hy wen nie deur die perdse kragte, wie triomfeer staan op die Heer. En na die wat hom dien, sal die Here omsien, hy sal hom sal deur sy krag wen, hulle wat sy mag ken en daarop vertrou. Die Here gee ons sy beskerming, hy sal sy oog op ons byhou. Ons stel ons hoop op sy ontferming, ons sal op hom ons hulp vertrou. God se naam is heilig, by hom is ons veilig, hy sal altyd red. En ons vreugde lag ons, op sy goedheid wag ons, hoopvol in gebed. En ons tweede lied vanoggend is lied 292, wat so mooi saamgaan met die doop. My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy ons vrygekoop. Dit is ons anker, ons vaste hoop. En die doop is die seël dat ons behoort aan Jesus Christus. Kom ons sing saam lied 2. ons sluit die oë. Hemelse Vader, ons dankie dat ons week na week saam kan kom as medegelowiges en saam die woord kan hoor, saam die kan loof deur sang en saam kan wees en mekaar kan opbou.
as mede-Christene. Dankie dat ons die beloftes wat vir ons is in die Bybel ons eie kan maak. Maar Here, dit gaan nie net oor onsself nie, dit gaan oor hoe U ons ook toerus om betekenis in die wêreld daar buite te hê. En daarom bid ons vandag, Here, vir jong mense in ons gemeenskap wat ons hoor wat kanker het, wat in hulle laat 20s, vroeg 30s is. Here, ons is hartseer as ons sulke goed hoor. Ons bid vir mense wat operasies gekry het, beserings opgedoen het. Mag U ook daar wees waar hulle herstel. Mense wat geliefdes verloor het die laaste maand, mag U ook met hulle naasbestaandes wees. Mag U met elkeen van ons wees, want daar's oral iets wat pla en iets waarmee mense sukkel in ons groter families. Maar mag U ons as Christene ook toerus om ook U hand daaraan raak te sien en ook te bid, soos Psalm 33 ook bid, wat vir ons sê, in U bly ons harte bly, mag U liefde oor ons wees. Ons stel ons vertroue in U. Here, ons bid ook vanoggend hier in die begin van Maart. Ons dink altyd die oorlog is daar ver, maar ons het ook 'n lidmaat wat 'n Oekraïense burger is. Here, ons bid spesifiek vir haar familie en haar familie wat daar in die oorlogsone is, en ook vir haar mense hierso in 'n tyd van onsekerheid. Ons bid vir almal wat aangeval word, wat onnodig geboelie word deur 'n groter mag. Here, hierdie week het ons die nuus dopgehou en ons het gedink dit kan dalk baie erger raak in ander lande ook. Maar Here, ons hou aan bid vir U mense. Oekraïne is 'n groot Christelike land. Mag U hulle ook beskerm. Mag U ook hulle vashou in hierdie tyd. En daar waar die bose harte verkeerd optree teen hul medemens, Here, ons vra dat U sal intree, net soos U kan. Mag U Gees harde harte sag maak. Mag U leiding gee. Mag U sorg. Dankie dat ons weet U is 'n God wat voorsien. Amen. Dankie. Ons het gewoonlik die gewoonte as ons so 40 op 'n Sondag is om elkeen persoonlik welkom te heet, maar ons is te veel vandag en daar's besoekers wie se name ek nie ken nie. So welkom aan elkeen van julle en spesifiek aan die gesin wat doop, Heinrich en Brenda en klein George en julle oumas en oupa en die vriende, welkom aan julle en elkeen wat hier is, baie welkom. Ons is bly julle is hier. Ons het na die tyd Sondagskool vir die jong kinders en die katedese, so na die tyd is julle welkom om by mekaar te kom en ons het ook lekker tee en koffie en 'n paar eetgoedjies hierso. So kuier so 'n bietjie na die tyd ook as julle kan. Dankie ook vir die mooi blomme, Tannie Cathy en Tannie Ilse. Dankie vir die mooi blomme. Ons waardeer dit ook baie. As fotum wil ek julle groet met die mooi woorde van Jakobus. Jakobus 5 vers 7. Nou Jakobus is 'n Nuwe Testament brief net na Paulus se geskrifte. So hier Paulus se briewe begin van Romeine tot en met Filemon en dan so 'n brief Hebreërs wat niemand weet wie dit geskryf het nie en dan die brief Jakobus, James. En die vers vanoggend waarmee ek julle wil groet, gaan oor geduld, want die wêreld moedig ons aan om altyd vinniger te beweeg en meer te doen en meer aan te pak en later weet jy nie meer wat se kant toe nie, dit raak te besig en jy moet op 2 plekke dieselfde tyd wees. Maar die woord sê vir ons vandag, wees geduldig, broers en susters, tot met die wederkoms van die Here. Kyk, die landbouer wag met geduld op die waardevolle opbrengs van die aarde, tot die vroeë en laat reëns geval het. Daar's 'n tyd en 'n plek vir alles. En 'n suksesvolle lewe is as jy die goed op die regte tyd doen. As jy te vroeg gaan oes, gaan dit nie reg wees nie. As jy te laat gaan oes, gaan dit nie reg wees nie. Maar jy moet geduld hê. En jy moet die insig hê om in jou lewe dit wat jy doen op die regte tye te doen. Die vroeë gelowiges en soos ons sien baie uit na die Here se wederkoms. Maar soos die middeleeue van Europa het die mense gedink en in die begin van die kerk het hulle gedink die Here gaan nou kom, so hoekom moet ek nou nog werk doen? Hoekom moet ek nou bou? Hoekom moet ek nou plant? Want die Here gaan ons binnekort kom. Maar die woord sê ons moet geduldig aanhou goed doen in die wêreld. Niemand weet wanneer die Here gaan kom nie. Jakobus sê dit is soos 'n seisoen van wag.
En ons wil soms ongeduldig hê die seisoene moet verbygaan. Maar ons moet ook wag. Hoekom wil ons hê die seisoen moet verbygaan? Want in die wêreld is daar gebrek, daar's pyn, daar's hartseer, daar's gebrokenheid, daar's sonde wat nog beleef word. Dit is nog nie die hemel nie, ons is nog op die aarde. Maar die woord sê ons moet geduldig wees. Daar's seisoene in die lewe, seisoene vir werk, seisoene vir groei, seisoene vir vrug dra, seisoene vir oes en seisoene vir rus. Ons moet weet elke seisoen waardeur ons gaan het 'n doel. En ons moet met die geduld deur hierdie seisoene gaan waardeur die Here ons vat. Ons het nie altyd antwoorde nie. Ek hoor gister van 'n egpaar in Zanien wat jonk is, wat in die 90's gebore is, so hulle is laat 20's, vroeg 30's, wat kanker het. Wat 'n ma van 2 jong kinders is. 'n Mens verstaan dit nie. Dit maak 'n mens kwaad en 'n mens raak kwaad. Maar op 'n manier hierdie seisoene waardeur ons gaan, is daar 'n doel. En die Here werk met ons deur dit. En ons bid ook dat die Here met sy goedheid sal werk met hulle. Vra vir die Here om in jou seisoen gehoorsaam te wees en geduldig te wees, dat jy die volle waarde van die seisoene waardeur jy gaan, kan beleef. Jy kan nie net lentes elke jaar in die wêreld hê nie, want dan gaan die bome nie dit kan maak nie. Jy moet deur daai koue en daai hitte en daai herfs en daai somers gaan. So vra vir die Here om deur hierdie seisoene met jou te werk. Daarom groet ek jou vandag van God drie enig. Wees gegroet, God ons Vader, ons Here Jesus Christus en die Heilige Gees, wat met jou werk deur jou seisoene. Wees gegroet. Kom ons staan saam en ons sing 'n loflied, want dit gee vir ons vreugde om te weet die Here het ons gegroet. So ons sing die lied, loof die Here al wat lewe, wil hom dank en hulde bring. Kom ons staan saam en sing saam. Dankie, julle mag sit. Liewe gemeente, ons gaan begin om die doop te bedien, 'n wonderlike sakrament wat ons in die kerk vier. In die Katolieke kerk, wat natuurlik ons geskiedenis is, was daar 7 sakramente in die kerk, wat natuurlik klomp goed insluit,
maar in die gereformeerde tradisie is daar 2 sakramente, die nagmaal en die doop. Waarom? Omdat Christus gesê het, ons moet dit doen. Christus het nie gesê, jy moet trou nie, maar Christus het gesê, jy moet doop, en hy het die nagmaal ingestel, so daarom in die gereformeerde kerk, net 2 sakramente, van is Christus, wat het ingestel het. So ons doop vandag, die mooi seentjie George Vivier, gebore Oktober 2021, selfde maand as my seentjie Thomas, en sy ouers is Heinrich en Brenda. So ons is baie bly julle is hier, hulle is al dekades lang lidmate, ek weet nie hoe lank julle is nie, maar julle is al baie lank in die kerk, julle oupas en almal, so ons is bly julle is hier vandag, ook inwoners van Modjadji's Kloof. Hier kan julle sien, is die oumas, en ook die oupa, saam met hulle liewe kleinkind, en is albei julle se eerste kleinkind, reg? So julle het laas jaar oumas en oupa geword, so geluk ook daarvoor. So hierso is George, vir wie ons doop vandag, 'n cool seun, en 'n liewe seun. En vandag as gemeente en as kerk, deur die beloftes van die woord, weet ons, dat God het ook, soos ons in Psalm 33 hoor, individueel gesê, jy is my kind. Jy is myne, ek wil jou vashou, ek wil jou beskerm, ek het jou as individu geskep. Psalm 33 gaan dit so mooi sê, dat ons is nie 'n produksielyn waar die Here 10.000 so maak en 50.000 so, soos 'n fabriek nie. Psalm 33 sê die Here het elkeen individueel gevorm. Elkeen met sy talente, sy persoonlikheid, hoe hy of sy gevorm is. En dis wat ons vandag weer vier, is dat die Here jou as individu persoonlik gevorm het. En persoonlik sê, jy is die Here se. Nou wat ons doen met doopouers, ons gaan nie net 'n besoek en sê vir hulle wat die doop is nie. Ons het so half 'n inleiding, ons sê hierso is 'n paar leesstof en jy moet skryf wat die doop vir jou beteken. So hierdie is wat Heinrich en Brenda sê, ons word gedoop omdat die Here God 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit het. Ons en George het in die wêreld ingekom as sondaars, want die wêreld is sondig, en ons kan slegs in die koninkryk van God kom as ons opnuut gebore word. Dat die Here bevestig dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en deel laat hê in die voorregte van die verbond. Die doop is 'n seël van inlywing in die kerk van Jesus Christus, en ons verplig ons om as lewende lidmate te leef, en dat die Here ons deur die sakrament verseker dat hy deur sy gees in ons wil woon en ons daagliks so regeer dat ons sy beeld vertoon. Ons as ouers gaan vir George tot die beste van ons vermoë leer van Jesus Christus en 'n voorbeeld wees vir hom oor hoe om 'n gelowige te wees en 'n voorbeeld te wees. So is 'n baie mooi opsomming van wat die doop vir hulle persoonlik beteken. Nou, die week kyk 'n mens nuus en een van die nuusbronne is Trevor Noah waar hy praat. En hy praat oor 'n Katolieke kerk, 'n priester wat vir 20 jaar gedoop het. En toe sê hulle, maar al sy dope vir 20 jaar is ongeldig. Hy het selfs kinders gedoop wat priesterskool toe gegaan het, wat priesters geword het, waar die Katolieke kerk gesê het, ons trek dit terug, want hy het nie reg gedoop nie. En dis net een fout wat hy gemaak het. En dis iets waaroor ek ook gewonder het. Die boek sê, ek doop jou. Maar dit voel vir my, maar ons as gemeente, as kerkraad, as die liggaam van Christus doop jou. So partykeer sê ek, ons doop jou. Maar in die Katolieke kerk, as jy net sê ek doop jou, is dit ongeldig. Hulle sê meer as 2000 dope was teruggetrek en almal moes terugkom om weer te doop, want hy het nie die woord reg gebruik volgens die Katolieke boek nie. Maar daarom is ons nie so streng nie. So wanneer ek gesê het ons doop jou, is dit ook reg. Maar ek dink as gemeente, as liggaam van Christus, doop ons die kleintjie en is 'n groot voorreg om dit te kan bedien. Die bediening van die doop aan kinders van gelowiges. So die handleiding van die erediens sê vir ons hoe ons dit moet doen. As jy 'n doop, 'n troue, begrafnis doen, wat moet gesê word om dit offisieel te maak? Waarom doop ons? En dit kry ons in hulle antwoord ook. Ons word gedoop van die Here het 'n verbond van genade met ons en ons kinders gesluit. Ons weet in die Bybel is daar baie verbonde, 'n Noag verbond, 'n Abraham verbond, 'n Moses verbond, die Ou Testament, die wet, en dan die Nuwe Testament, Christus se verbond. En ons doop hom in die naam van Christus.
Die doop beteken en verkondig dat ons as sondaars in die wêreld gekom het, in die koninkryk van God kan kom as ons opnuut gebore word, dat die Here daardie bevestig, dat hy in sy verbond ons insluit, ons tot sy kinders aanneem, en ons deel dat hy aan die voorregte van hierdie verbond, die beloftes van die Bybel, raak nou vir jou ook belangrik, dat ons verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het, dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het, en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is, en vir God lewe. Maar ons gaan nog foute maak in ons lewe, van dat jy 0 is, tot jy 50 is, of 100 is. Maar in Christus word ons sondes vergewe. Die doop is 'n seël van die inlywing in die kerk van Jesus Christus, so dit maak jou deel van die kerk, en dit verplig ons om as lewende lidmate te leef. Somtyds doen ons begrafnisse, dan was dit onaktiewe lidmate, wat partykeer hartseer is, maar ons moet lewende lidmate wees. Gereeld kerk toe kom, betrokke wees, deel wees van 'n geloofsfamilie. Die doop beteken verkondig ook dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, vertrou en dien. En dis 'n gereformeerde siening, is dat jy doen wat jy doen vir die Here uit dankbaarheid. Jy doen dit nie sodat jy 'n beloning kan kry nie. Jy doen dit dalk uit vrees, maar jy moet dit altyd uit dankbaarheid. Die dryf agter jou aksies moet dankbaarheid wees, 'n hart van dankbaarheid. Die Here moet lief hê, vertrou en dien, dat ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons wil woon en ons lewens so daagliks so regeer, dat ons hoe langer, hoe meer sy beeld vertoon. So ons het betekenis in die lewe, deur die doop woon die Heilige Gees in ons, en ons vertoon God se beeld. Ons is Jesus se mense in die wêreld. Ek gaan nou vra dat die doopouers my hier voor kan ontmoet. George kan nog bly, maar die doopouers kan vorentoe kom. Ons vra vir Heinrich en Brenda vorentoe te kom. Baie dankie, ek kan hier voor die blokke staan. So dat jy gehoor wat die doop beteken. En wat jy hier voor is, die vorige keer wat jy was, het die belydenis afgelê, en ek dink, die vorige amptelike belofte was toe jy ouers jou gedoop. En dalk in ander kerk was jy gedoop, by ander kerk. Maar gewoonlik is hierdie spesiale oomblik, soos die huwelik, waar jy belofte aflê. So ons nou gehoor, die doop verplig ons om sekere goed te doen. Julle as ouers moet julle kinders soos hulle groter word vir George en moontlik as die Here wil nog meer, moet julle die kinders opgroei en die betekenis en die eise van die genade van God in te lig. En julle moet hulle sê wat beteken Jesus Christus, wat beteken die Nuwe Testament, wat beteken die Bybel. Dan tweedens, so jy moet hulle inlig, tweedens, jy moet 'n voorbeeld wees vir jou kind George in die uitlewing van die beloftes. En dan derdens, moet jy die kinders oproep, jy moet vir George oproep om hierdie beloftes van God op syne te maak. Dit moet nie 'n boek wees wat in die kas lê nie, dit moet sy boek wees, sy beloftes. So dis die drie goed, jy moet hom inlig, jy moet 'n voorbeeld wees en jy moet hom aanmoedig om dit sy eie te maak. So ons gaan nou vra vir George om vorentoe te kom. En ons verstaan dit is die ouma of die sussie wat ons Oupa, Jacob, hy kan die George vorentoe bring, groot voorreg. Ons sien gereeld vir Jacob by die werk, by die DTP, as hy die dokke terugbring van die diens, ons is altyd so vriendelik en baie. Ons baie dat Jacob is hier om die George in te bring. Baie dankie. Heinrich en Brenda, ek gaan julle 3 vrae vra soos by julle troue, by jy ons beloof het. Julle gaan hardop ja sê as julle instem. So my vraag is, geliefdes in die Here Jesus Christus, julle het gehoor dat die doop 'n goddelike instelling is, waar die Here sy verbond van genade
Vader aan ons en sy kinders waarborg en ons al die gawes van Christus skenk om te bevestig dat julle die doop vir hierdie doel gebruik en nie uit gewoonte of bygeloofigheid nie of om julle ouers tevrede te stel nie, moet u opreg die volgende 3 beloftes beantwoord. Eerste, bely julle twee dat hoewel ons kinders en sondaars in die wêreld gekom het en daarom die oordeel van God staan, hulle nogtans in Christus aan God behoort en daarom as lidmate van sy gemeente gedoop moet word. Dis die eerste vraag. Tweede vraag is, bely julle dat die lees van die Ou en die Nuwe Testament, wat ook in die artikels van die Christelike geloof gevat is en met die kerk hier geleer word, die waarheid van volkome leef van verlossing is. En derdens, beloof julle om hierdie kind, George, Verweer, van wie Vervies, George Vervies, amper is hy ongeldig, George Vervies, van wie die vader en moeder is, en die leer van die beste van die vermoed onderweg en te laat onderweg. Op die 3 vraag, wat is die antwoord? En die nog vir George nader bring, terwyl hy hom nader bring, vir ons vir die gemeente vraag, beloof julle as gemeenskap en die familie, die gemeente, beloof julle om vir Heinrich en Brenda en George te help in die taak van onderweg. Beloof julle. En die so George, ons staan hier so, ek wil sien. George Vervies, ek doop jou in die naam van God die Vader en die Seun, Jesus Christus en die Heilige Gees. Amen. Ons gaan nou vir die familievraag vorentoe kom, vanaf ons gebed doen en 'n seënlied sing. Ons vraag vir oumas en oupas presies, julle kan vorentoe kom.
gee. Baie geluk en baie dankie. Liewe gemeente, ons teks laas Sondag was die boodskap, welgeluksalig is alle opregtes van hart. 'n Baie mooi boodskap, ons weet Jesus Christus het natuurlik geleer die saligspreuke waar hy 9 keer gesê het, gelukkig is hy of sy wat so en so is, want so en so. So Christus het die manier gepraat, sy sin begin met welgeluksalig. Die Psalm 1 begin, die eerste vers van die Psalms begin met welgeluksalig is hy of sy wat so en so. So dit is 'n manier van praat, maar die fokus was op die opregtes van hart. Die wie se harte opreg is. En dit is wat ons as mense wil hê, ons harte moet opreg wees. Volgens die Ou Testament is dit deur jou eie werke wat jou hart opreg kan wees. Nuwe Testament is dit Christus wat jou opreg maak. En daarom deur Christus is ons wel geluksalig. 'n meervoud van geseënd. Jy's wel, jy's gelukkig en jy's salig. Die opskrif vir vandag wou ek sê jubel in die Here, regverdiges en opregtes. So sien julle weer opregtes van hart en dan regverdiges en opregtes. So dis dieselfde tema. Hulle gaan saam want Psalm 32 sluit af met die feit dat jou hart opreg moet wees en dan Psalm 33 begin met dat ons moet jubel, Here, in die Here, omdat ons regverdig en opreg is. Ons wat die Here se mense is, moet hom loof en prys. Maar die boodskap het ek verander deur te sê ja, in hom is ons harte bly. Van is 'n keuse, ons kan sê nee, ons wil nie iets met die Here te doen hê nie, of ons kan sê ja, in die Here vind ons vreugde. En dit is die boodskap vandag. As jy op die internet gaan soek Psalm 33, dan sien jy in Engels vers 4, for the word of the Lord is right and true, he is faithful in all he does. So die Here se woord is waarheid en reg en hy is getrou in wat hy doen. Vers 5, the earth is full of the loving kindness of the Lord. Sy goedertierenheid sien ons raak in die wêreld. Ons sien ook die hartseer en die kwaad raak, maar ons sien ook die Here se goedheid raak. En dan vers 11, but the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of his heart through all generations. So die Here is standvastig, geslag op geslag, eeu na eeu, die Here is standvastig en sy hart se wil is standvastig. Daar is goed wat in die wêreld gebeur, oorloë en tye van harde tye, seisoene van dood, maar die Here is standvastig en seker. En dan so gepas wat ons op die nuus sien die week, van al die wêreldnasies wat praat en almal praat, wat gaan ons doen met hierdie krisis wat nou op ons hande is, een land wat 'n ander land aanval. Ons sien oral op die nuus die wêrelde wat ontmoet. Ek sien die Israel president het met Putin gaan praat, die NATO praat die hele tyd, die United Nations, hulle het konferensies, die Europese Unie het konferensies, die wêreld praat. En dis niks niets nie. In die Bybel, Psalm 33 vers 10 en 11, the Lord brings the counsel of the nations to nothing. Dis as hulle nie volgens sy wil optree nie, gaan die Here dit laat doodloop, maar as hulle volgens sy wil, volgens sy hart se planne optree, dan gaan hy dit laat suksesvol voortspruit. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. Dis nou as die nasies teen Israel wil kwaad doen. He makes the plans of the people to be of no effect. Die menslike se vermoëns is beperk. The counsel of the Lord stands forever. The plans of his heart to all generations. So die Here is standvastig, maar die mense kom en gaan. So jy moenie 'n vertroue net op mense sit nie, maar op die Here. Al is die grootste leiers van die wêreld besig om planne te maak, as dit nie die Here se wil is nie, sal dit net tydelik wees en uitsterf. As dit die Here se wil is, soos wat ons gesien het met Dawid in Israel, dan sal die Here dit laat suksesvol gebeur. En dan nog 'n interessante vers 18,
Behold, the eye of the Lord is on those who fear him, on those who hope in his steadfast love. So as jy 'n kind van die Here is, as jy die Here dien, as jy hom vrees, as jy uit dankbaarheid vir die Here goeie goed doen, dan is sy oog op jou. En ons het laasweek ook gesien, Psalm 32, toe wys ons die dollarnoot met die driehoek met die oog. En mens dink dis dalk 'n bose teken, maar baie ouer as die vrye messelaars het Dawid gepraat in Psalm 32 en 33, dan praat hy van die oog van die Here wat op jou is. Wat gaan oor voorsienigheid, die Here sien wat aangaan, hy gee vir jou wat jy nodig het, en hy kyk na jou of jy goed doen en of jy kwaad doen. So die Here se oog is ook op ons, op mense wat vir hom dien en wat ons hoop in hom sit en sy liefde ook beleef en uitleef. En dan vers 21, in him our hearts rejoice, for we trust in his holy name. In die Here is ons bly. Ons kan aan alle goed bly wees, maar ons is in die Here is ons bly. Ons harte jubel, want ons vertrou op hom. Die Afrikaanse opskrifte vir hierdie teks is, die ou vertaling sê dis 'n loflied op die almag en genade van God. Hierdie is 'n baie pragtige lofverklaring psalm, wat net gaan oor die mooi van die Here. Dawid praat nie oor sy eie moeilikheid nie, hy praat net oor die Here se lof. En dan die 83, die Here sorg, kort en kragtig, die Here sorg, dis waaroor hy geloof word, en dan die boodskap vir almal, dit gaan goed met die volk, wie se God die Here is. As die Here die volk se God is, dan gaan dit goed met daai volk. As die volk die Here afskryf en sê ons is 'n sekulêre, ateïstiese nasie, dan gaan dit gewoonlik nie so goed nie. So as 'n groep mense saam sê, God is ons Here, dan word hulle gewoonlik geseën. Dan die wat Tsonga en Sepedi wil leer, Sefela, en Sepedi is 'n lied of 'n hymn, 'n loflied, en dan Tumisa kom van die woord Tuma, wat beteken prys of lof. Tuma is 'n mooi naam ook, beteken lof, so 'n lied van lof of prys. En dan die Tsonga, Tsakela, beteken waardeer, of jy het lief, of jy stel belang, of jy prys, Tsakela, so dis iets wat jy vir 'n persoon het vir wie jy baie lief het, maar dis ook vir die Here, Tsakela Jehovah, liefde, waardering vir die Here, lof vir die Here. En dan Tsemba is vertroue in hom. So jy het lof vir die Here en jy het vertroue in die Here. So as jy die Psalm van 22 verse gaan opbreek, is dit 3 blokke. Die eerste blok gaan oor die opwekking om die Here in sang en musiek te prys. Vers 1 tot 3 sê word wakker, ons moet die Here loof. Die tweede blok gaan oor die hoofinhoud en dis 2 blokke. Die eerste blok gaan oor waarom ons die Here moet prys en die tweede blok van die tweede blok gaan oor dat die besonderse verbondsvolk, Israel en die Christene ook vandag, hulle moet die Here meer prys. Want ons is nie net 'n heidense nasie nie, ons is die volk van die lewende God. Ons moet ook die Here loof. En dan sluit die Psalm af met 3 verse, die volk bely hul geloof, hoop en blydskap. Soos ons vir Heinrich gedoop het, sy dooppsalm is Psalm 33, mag hy ook eendag sy geloof, sy hoop en sy blydskap bely en verwoord en uitleef. So kom ons bid saam. Here, ons dankie vir hierdie lofverklaring. Here, soms weet ons nie hoe om U te loof nie. Dankie dat die Psalm ons begelei. Mag U woord met ons praat. Ons is hier vir U. Ons hart is oop. Ons verstand is oop. Dankie vir U woord en U woord wat mens geword het, Jesus Christus. Amen. Kom ons lees saam. Die eerste vers, wat interessant is, die psalms begin gewoonlik met 'n psalm van Dawid. Nou hier is Psalm 33 en is net die derde psalm van die eerste 33 wat nie begin met 'n psalm van Dawid nie. So dis nie te sê Dawid het hom geskryf nie, maar dit is 'n skaarse psalm want die eerste psalms is Dawid se psalms en die ene se opskrif is nie toegeken aan Dawid nie. So hy begin dadelik die psalm
met jubel in die Here, regverdig is, sing 'n loflied, opreg is. Die eerste woord, jubel, is iets wat vanuit die hart kom. Dis iets wat as ons vreugde het in die Here, as jy nie glo in die Here nie, gaan jy nie vir hom kan jubel nie. So dis iets waarin ons ook in ons lewe tyd moet skenk, om musiek te luister, saam te sing, die Here te loof, met ons woorde, met ons stem, die Here te loof. Interessant, die eerste vers gaan oor die stem, die tweede vers gaan oor die instrument, en die derde vers gaan oor die hart, in hierdie oproep om die Here te loof. Jubel in die Here. 'n mens kan 'n klomp goed jubel. Jy kan in jou rykdom, in jou kar, in jou huis, in jou prestasies jubel. Dis nie altyd verkeerd nie, maar ons moet in die Here jubel. Dis waar ons eerste moet jubel. Ons moet ons vreugde vind in die Here, en ons moet moeite doen om in die Here ons vreugde te vind. Wie moet jubel? Die regverdiges. God se mense. Hulle moet jubel in die Here. Sing 'n loflied, opregtes. In die nuwe verbond is ons opreg gemaak deur Jesus Christus. As ons glo en bely dat hy ons saligmaker is, dan is ons opreg, so daarom kan ons opreg vir die Here loof, 'n loflied sing en jubel. Dan soos gesê, die tweede vers, dis nog steeds deel van die eerste 3 verse, om die Here in sang en musiek te prys. En mense het verskillende talente gekry. Sang was nie my talent gewees nie, maar daar is mense wat mooi kan sing. Maar julle gaan nou sien wat die Psalm sê. Die tweede vers sê, met 'n musiekinstrument. Mense het verskillende talente. Daar's mense wat baie mooi musiekinstrumente kan speel, en jy kan dit gebruik om die Here te loof. Loof die Here met die lier, speel vir hom op 'n harp. So verskillende instrumente, deur musiekbegeleiding, kan 'n mens die Here loof. En dan vers 3, wat ek dink die belangrikste instrument is, as jy die Here loof. Jou stem is belangrik, musiekinstrument is belangrik, maar wat jy in vers 3 sien, sing vir hom 'n nuwe lied, speel met volle oorgawe, jubel dit uit. Met volle oorgawe, ons sien iets van die hart hier binne. Jy moet die Here met jou hart loof. Jy kan, al het jy 'n goeie melodie en klanke en simbale, as dit nie uit jou hart uitkom, die belangrikste instrument om die Here te loof, is jou hart. Dit moet daar uitkom. Met volle oorgawe, vanuit jou hart, moet jy die Here loof. Nou, jubel dit uit, maak 'n groot geraas, jy moet gehoor kan word, somtyds is dit nodig. Ek dink die week, Tom Cruise is mos in Hoedspruit, en as hy helikopter elke dag land, dan sal skare wat van hande klap en skree. Ons moet dit nie vir mense doen nie, ons moet vir die Here, moet ons jubel, en vir hom hande klap, en vir hom loof, deur ons klanke. Ons moet soveel meer die Here dien, as wat ons vir mense gaan dien, by sportstadions, of by ander plekke. En dan, vers 4, antwoord die vraag, hoekom ons die Here moet loof. Die hoofinhoud van die Psalm, waarom die Here geprys moet word. Wat die Here sê gebeur, dis hoekom hy moet geprys word. As hy spreek, gebeur dit, hy is magtig. Alles wat hy doen, staan vas. Hy het geregtigheid en reg lief. Die Here hou die aarde, die wêreld, die moraal hou hy reg. Daar word rekenskap geëis. Almal kan nie net doen wat hulle wil in die wêreld, is chaos nie. Die Here het geregtigheid en reg lief. Daarom moet ons hom loof. Die hele wêreld is vol van die Here se troue liefde. Sy liefde is sigbaar en ons beleef dit in die wêreld. Daarom moet ons die Here loof. Die grootheid, die magtigheid, die goedheid van sy karakter, vir wie die Here is, omdat hy reg en geregtigheid laat geskied, omdat wat hy spreek gebeur, want hy is God, omdat sy liefde in die wêreld is, daarom moet ons hom loof. En dan vers 6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak. Deur sy bevel, al die hemelliggame. Hy het die seewater laat saamkom soos 'n dam, die groot waters op een plek opgegaar. Nou in Hebreëus, dit klink hier, die Here het geskep, daarom moet ons hom loof, want hy is skepper. Maar as jy die Hebreëus lees, dan gaan dit ook oor die teenwoordige tyd,
Hy hou die wêreld in stand, dat die planete mooi vorm, dat die wêreld lewe nog kan hanteer. Die Here hou die wêreld in stand, daarom moet ons hom loof. En dan die menslike reaksie, as jy besef wie en wat die Here is en wat hy doen, dan die menslike reaksie is om hom te loof. Maar hoekom doen mense nie dit altyd nie? Vers 8. Die hele aarde moet die Here vrees. Al die bewoners van die wêreld moet vir hom ontzag hê, want hy het gepraat en dit was so. Hy het beveel en dit was daar. As 'n mens weet wie en wat die Here is, wat hy doen, dan loof ons hom. Maar daar is so baie mense in die wêreld wat dit nie doen nie en wat nie God erken vir wie hy is nie. En dan vers 10 praat nou van die nasies, dat God is soveel groter, die God van Israel, 'n klein nasie, is soveel groter as al die nasies. Die Here verydel die planne van die nasies, want die nasies wil vir Israel oorwin. Hy laat hulle besluite op niks uitloop nie, maar die planne van die Here staan vas vir altyd. Sy besluite is van geslag tot geslag. God se plan, God se wil, hoe hy werk met die skepping. Hy het geskep, hy is nog steeds besig om te skep met ons. Dit gaan geslag tot geslag, generasie is hy besig met ons. Die planne van die Here in Hebreëus, die planne van sy hart. Dawid praat van die hart van die Here. En ons moet probeer deel raak van God se planne, van sy hart. En dan die tweede blok van die inhoud, wat gaan oor ons, wat God se kinders is, soos ons gesien het deur die doop. Israel, die verbondsvolk, ons, die verbondskerk. Hoekom moet ons die Here prys? Vers 12 begin met die woorde blessed, geseën, welgeluksalig, dieselfde as daai selfde formule van Jesus en van die vorige psalms. Geseënd is, of dit gaan goed met die nasie, wie se God die Here is. Daar's baie nasies in die wêreld, in Dawid se tyd, vandag se tyd, daar's baie nasies. Maar as die Here, en die Here hier in Hebreëus is Jahwe, die drie enige God, Christus, die Heilige Gees, God die Vader, as die Here die nasie se God is, gaan dit goed met die nasie. Met die volk wat hy vir hom as sy eie gekies het. Deur ons doop is ons gekies, as volk is ons gekies, die kerk is gekies deur Christus, Israel is gekies deur God. Die samelewing is geseën as die samelewing die Here loof en die Here se mense is. Ons weet en ons glo ons is gekies, ons is verbondskinders. Die kerk is belangrik in die wêreld. Die wêreld sê die kerk is ou nuus, dis nie meer so belangrik nie, maar die kerk het eintlik 'n groot funksie in die wêreld. Die volk, die mense wie vir God gekies het, dan sal dit goed gaan ook met die nasie. So ons het 'n rol en 'n verantwoordelikheid in hierdie wêreld. Dan vers 13. Die Here kyk uit die hemel en sien al sy mense. Hy is betrokke, hy weet wat met al die mense aangaan. Hy gee om oor elke individu. Jy wat daar sit, die Here gee om oor jou. Hy het 'n plan met jou as een mens en met jou as gesin. Van die plek waar hy as koning sit, sien hy almal wat onder die aarde woon. Dit is hy wat hulle verstand gevorm het, wat al hulle werk deurgrond. Nou hierdie vers kan 'n mens verstaan dat hy in Hebreëus individueel het hy hulle harte gevorm. Elkeen van julle, elke mens het hy individueel gevorm. Meer as 7 biljoen mense. Die Here het elkeen individueel gevorm. Soos ek gesê het, nie soos 'n fabriek. Jy het seker al groot fabrieke gesien op die televisie wat karre bou of wat iets bou. Dis 'n manier en daar's 10.000 van dieselfde. Elkeen van ons is individueel gevorm, maar hy ken ons werke, hy deurgrond ons. Hy kyk wat ons doen. Die maker van jou doen inspeksie om te kyk of jy reg is, of jy doen wat reg is. Soos 'n mens in 'n fabriek 'n kwaliteit toets doen om te kyk of die produk wat jy maak reg is. Die Here kyk ook na ons. Hy het ons individueel gevorm. Hy kyk of ons doen wat reg is. Hy stel belang. Hy sien elkeen van ons raak. Vers 16. Dit is nie deur 'n groot leer dat die koning wen nie, en nie deur groot krag dat 'n held behoue uitkom nie.
Dit is nie waar dat die perd die oorwinning gee en dat sy groot krag die redding bring nie. Wat hierdie sê is, daar is aardse mag. Die perd is een van die magtigste goed wat jy in 'n weermag kon gehad het in daai tyd, want jy kon vinnig beweeg, jy het hoogte gehad. In vandag se tyd, vegtervliegtuie of weermagtanks. Dis nie jou aardse krag wat vir jou die oorwinning gaan gee nie. God werk bo menslike pogings. Die menslike magte kan hoe sterk wees. God se krag en sy werke is groter. Ons sien die Egiptenare wat deur die see toegesmeer was in die Bybel, veral in die Ou Testament, sien ons hoe God groot magte laat val teenoor klein magte, omdat hulle die Here dien. Aardse krag kan nie redding bring nie, God se krag bring redding. En dan praat dit weer hier van die oog van die Here. Dit is die Here. Die Hebreërs praat letterlik, pas op, die oog van die Here. Sorg vir die wat hom eer. Hy is voorsienig, hy sien alles, hy gee om. Vir die wat op sy mag vertrou, om hulle van die dood te red en hulle in die lewe te hou in hongersnood. Wanneer dit swaar gaan, God sal voorsien. Al gaan dit hoe swaar, God het sy manier van werk. Hy sorg en hy bring verlossing. En dan die laaste deel, wat gaan oor die volk, wat hul geloof, hul hoop en hul blydskap bely. Die volk wat nou weet dat die Here vir hulle sorg en die Here is groter as die aardse krag. Ons vertrou op die Here. Hy is ons hulp en ons beskermer. Die Hebreërs letterlik, ons siel wag op die Here. Baie keer vertaal Afrikaans ons vertrou, maar is eintlik ons wag. Ons moet geduld wees. Soos ons voortem, wees geduldig, sê Jakobus. Ons moet ook soms geduldig wees en vir die Here wag dat dinge op sy tyd gebeur. Wag op die Here. Kry leiding by die woord van God. Hy is ons hulp en ons beskermer. Ja, in hom is ons hart bly. In hom sal verheug ons harte. Op sy heilige naam vertrou ons. Vandag moet ons weer vir onsself vra, waarin is ons harte bly? Wat gee vir ons vreugde? Gee dit vir ons vreugde omdat ons weet wie die Here is vir ons, wat hy vir ons doen, of gebruik ons nie daai voorreg wat ons het nie? Ons moet kan sê, hierdie week moet jy vir jouself waar jy beweeg sê, kan jy sê waar jy nou is? Ja, in hom is ons harte bly. Al gaan alles nie altyd reg in die wêreld nie, kan ons sê, in ons omstandighede, in die Here, is ons harte bly en ons vertrou op die Here. En dit is hoe die Psalm eindig, die laaste vers wat vir ons sê, dis 'n gebed waar ons vra, hou u liefde oor ons Here, want ons stel ons vertroue in u. Ons vind ons vreugde in die Here, ons stel ons vertroue in die Here en sy liefde word oor ons gehou, sy sorg, sy goedertierenheid. 'n Baie mooi Psalm 22 verse en ons wil afsluit deur te vra, waar sien ons vir Christus raak in hierdie Psalm? Ons sien vir Jesus raak in vers 6 waar hy praat van die skepping, want Christus was aktief betrokke in die skepping. Kolossense 1 vers 16, God het deur hom alles geskep. Ons moet die Here loof omdat die Here geskep het, maar God het deur Jesus Christus alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word en alles wat nie gesien kan word nie. Konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur God en vir God geskep en dit sluit ook vir Jesus Christus in. Dis waar ons van God sien, want die woord het mens geword, Christus het ook geskep. En dan vers 17, Kolossense 1 vers 17 sien ons ook vir Christus, want Christus hou ook alles in stand, die skepping dat hy nog steeds is soos hy is en ons kan lewe op die aarde. Christus hou dit in stand. Voor alles was hy al daar en deur hom bly alles in stand. Christus hou die wêreld in stand. Vers 18, hy is die hoof van die liggaam van die kerk, hy is die oorsprong daarvan, hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal kan inneem. So ons loof die Here, Psalm 33, omdat God geskep het, ons sien vir Christus raak,
want in hom en deur hom is daar geskep en hy hou alles in stand. En dan die derde plek waar ons vir Christus raak sien is vers 9, want ons moet die Here loof omdat hy spreek en dinge gebeur. Genesis 1, God het geskep, hy het gespreek, dinge het ontstaan. Jesus in Lukas 7 kan ook spreek en dinge gebeur. Die Romeinse offisier se slaaf was siek. So dit wys hy is 'n goeie mens, hy was besorgd oor sy slaaf. Dan kom hy na Jesus toe, hy stuur mense en hy sê, Here, moenie moeite doen nie, want ek is nie werd dat u onder my dak inkom nie. So dit is 'n gesaghebende mens in die omgewing en hy sê vir Jesus, ek is nie werd nie. Daarom het ek my ook nie waardig geag om self na u toe te gaan nie. Sê maar net 'n woord en my slaaf word gesond. So hierdie Romein glo dat Jesus kan net spreek en dit gebeur, soos God geskep het. Jesus was verwonder toe hy dit hoor. Hy draai toe om na die mense wat agter hom aangekom het en sê, ek sê vir julle, in Israel het ek nie so groot geloof teëgekom nie. En toe die mense wat gestuur was, weer by die huis kom, kry hulle die slaaf daar heeltemal gesond. Ons loof vir God, omdat hy kan spreek en dinge gebeur. Jesus Christus, Seun van God, spreek en dinge gebeur. Ons as Christene moet ook lewe spreek, want die Gees werk ook deur ons. So mag ons woorde ook goed gebruik en lewe spreek, daar waar ons gaan. Mag die Here aanhou doen wat hy in vers 21-22 sê. Mag ons in ons harte bly wees vir wie hy is. Mag sy liefde oor ons wees. En mag die Here die lewe en die seën aanhou uitspreek oor elkeen van julle, want hy gee om oor jou as individu. Kom ons bid saam. Here, ons dankie vir u woord. Ons dankie vir die mooi lofpsalm. Here, mag ons dit ons eie maak, soos ons in die doop beloftes gehoor het. Here, vanoggend roep u ons weer op om hierdie psalm nie net in 'n kas te bære in 'n boek nie. Hierdie psalm wat na Christus verwys, mag ons dit ons eie maak, Here. Mag u aanhou lewe spreek oor ons lewe. Mag ons nie selfsugtig raak nie. Mag ons ook uitgaan en verder lewe spreek in die wêreld daar buite wat dit so nodig het. Here, ons dankie dat u elkeen van ons hart ken. Mag u met ons wees vir ons gaan. En mag ons u goedheid en die liefde en die almag raak sien en bewonder, verbly daarin. Ons dankie, Here. Amen. Dit is nou tyd vir dankoffers. Ons het nog redelik 2022 kalenders oor. Julle is welkom om kalenders te neem huis toe. Daar's ook bankbesonderhede daarop as julle nie wil kontant werk nie, en so kan ons op die kerk en die Here se werk in die dorp doen. Ons wil klein groepe begin. Ons het 4 mense wat belangstel. Ons dink aan Woensdae, so ek dink ons gaan begin met 'n lys. Asseblief stuur my 'n WhatsApp as jy wil deel wees van die klein groep. Jy hoef nie elke keer by te woon nie, maar ons sal net 'n groep begin en sê Woensdae kom ons hier by mekaar, Woensdae kom ons daar by mekaar, dat 'n mens in die week ook mekaar vir so 'n uur of 2 kan opbou en as Christene saam kan kuier. So stuur my 'n WhatsApp as jy wil deel wees van hierdie klein groep. Almal kan deel wees, 0 tot 100, almal kan deel wees. Ons diens sal na die tyd op die gemeente se Facebook wees en ook op YouTube, so as jy 'n ou diens wil kyk of 'n Sondag weg is of weer iets wil luister, gaan kyk hier. As enigiemand wil voorsing vir ons kerk, is julle welkom. Ons het mikrofone as julle wil sing. Sondagskool kategese, ons het 2 wonderlike Sondagskool kategese juffrouens, kom woon by almal tussen 0 en 20 wat nog nie belydenis gedoen het nie. Huisbesoeke, stuur my WhatsApp as jy 'n besoek wil hê. Ek besoek julle graag. Dit is nodig om te besoek want dan maak ek nie foute soos as hy jou broer nie, want eintlik is dit sy swaar. Huisbesoeke is nodig dat ek julle ook beter kan leer ken en weet wat in julle harte aangaan. Kom drink saam met ons tee, koffie en dan gaan lekker eetgoedjies ook wees, ten minste daaroor, so kom kuier saam met ons. En dan Psalm 34 is volgende Sondag se diens. Dis my 184ste diens hier. Ek wil hom tot 1000 maak ten minste. Psalm 34, 13 Maart. As julle wil gaan lees so lank vir volgende Sondag, Psalm 34.
Kom ons staan saam en ons sluit af met lied 284. Want ons glo die Here werk ook deur ons en die Gees vloei ook tussen ons. Kom ons sluit af met die mooi lied. Kom ons staan saam. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met julle almal. Amen.